Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dit is Sondag Pinksterdag, wat ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Dis nagmaal en dis ons dankbaarheidsfees waar ons 'n spesiale dankoffer na die Here toe bring. Ek wil uit Jesaja 55 en 56 'n paar verse lees en ook uit Handelinge 2 by die uitstorting van die Heilige Gees. Jesaja 55 sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. En nou kan jy wonder, almal wat dors is dit nou regtig almal, en onthou dis Ou Testament. So ek lees nog 'n stukkie wat dit uitbrei. Ek sal die nie-Israeliete wat by my volk aansluit om my te dien, om my naam lief te hê en om my dienaars te wees, almal wat my sabbatte onderhou en dit nie ontheilig nie, en wat lewe volgens my verbond, na my heilige berg toe bring. Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. Hulle brandoffers, hulle offers op my altaar sal vir my aanneemlik wees. Want my tempel sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir al die volke. Hierin kan ons sien, dit was God se bedoeling van die begin af. Israel het hy gekies as sy volk, maar die bedoeling was dat Israel moet getuig teenoor die ander volke om hulle. Israel moet 'n seën wees vir die nasies om hulle. En as Israel al hoe meer ingebuig raak na binne toe in die Ou Testament, dan raak dit tyd dat God 'n nuwe ding doen. En dis dan wat Jesus kom. En as Jesus ons geleer het wie God is, hoe ons in 'n verhouding met hom kan wees, en as Jesus ons gered het, dan gaan Jesus terug na sy Vader toe, maar hy gee die Heilige Gees. En hy sê van die Heilige Gees, julle sal krag ontvang. Let wel, nie voorspoed, sukses, gesondheid, al die ander goed wat ons ook uit die Here se hand uit kry en waarvoor ons ook dankbaar is nie. Maar hy sê vir sy kerk, as die Heilige Gees uitgestort word, sal julle krag ontvang om my getuies te wees. Nou ek gaan nou weer terugkom na Jesaja 55 toe, maar ek spring na Handelinge toe. In Handelinge sien ons dat die Heilige Gees word nou uitgestort, en dan begin die disippels wat by mekaar was en die ander mense ook, elkeen begin getuig. Jesus het mos gesê, julle gaan krag kry om te getuig. En hulle getuig in allerhande vreemde tale. Hoor net 'n paar van die lande. Persië, Mediërs, dis nou daar by Iran, die Elamiete, Mesopotamië, Judea, Asië, Egipte, dele van Libië en Sirene, mense uit Rome en ook Arabiere, hier staan nog 'n paar ander name ook, maar mense uit Europa, mense uit Afrika, mense uit die Midde-Ooste, in daai hele omgewing is die disippels nou getuies van Jesus Christus. Hierdie mense luister na hulle, met wie die disippels nou praat, en dan vra hulle die een vraag. Hulle sê, wat moet ons doen, broers? En dan antwoord Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Bekeer julle. Terug in Jesaja 55 sê hy nou hier, luister aandagtig na my en gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. En dan sê hy volgende, die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mense, hulle slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer.
Jy kan sien in die eerste plek sê God in die Ou Testament, Jesus in die Nuwe Testament, kom na my toe. Dan tweedens sê hy, luister aandagtig as jy by my is, leer van my. En as die Gees van die Here jou oortuig van sonde in jou lewe, dan moet jy jou bekeer. Hoor weer hier, die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Jy kan nie twee gode dien nie. Jou verkeerde pad laat staan, as daar iets is wat die Here deur sy Gees aan jou uitwys. En dan sê hy, sal julle my getuies kan wees, om vir ander mense te sê, dat dit die moeite werd is, om 'n kind van die Here te wees. Met vreugde. Ek lees weer hierdie stukkie in Jesaja 56. Ek sal aan hulle vreugde gee, in my huis van gebed. Hulle brandoffers, hulle offers op my altaar sal vir my aanneemlik wees, want my tempel sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir al die volke. Ek en jy wat nie Jode is nie, is deel van hierdie al die volke. Die Here Jesus het na ons toe gekom en ons aangeraak. Hy trek ons na hom toe. Hy gee vir ons krag deur sy Heilige Gees om sy disippels, sy volgelinge te wees, om vir hom te getuig. Dink 'n bietjie daaroor. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons nie oorgeslaan het nie, maar dat U ons ingesluit het, saam met mense van Arabië en Egipte en Sirië en Libië en die Europeërs in Rome, saam met mense tot in die uithoeke van die aarde, het U ons ook nie verbygegaan nie, maar ons na U toe getrek. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir U genade, dankie vir U liefde, dankie dat U ons gered het. Dankie vir ons daaglikse brood en alles wat ons elke dag uit U hand uit ontvang. Here, seën ons dat ons die krag wat die Heilige Gees vir ons gee, sal opneem en gebruik om U disippels te wees. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.